oor God se onlogiese genade. En ek hoop en vertrou dat julle intussen 'n bietjie vir Jona deurgelees het. Hy's baie kort. En vanoggend se tema uit hoofstuk 2 is nood leer bid. Nou, die hoofstuk 2 is 'n baie kort hoofstuk, hy het net 10 versies. En hy begin eintlik met die einde van hoofstuk 1 vers 17. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk, en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. En toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek om hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf voor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn, maar tog sal ek weer die heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot waters het my omring, seegras was om my kop gedraai, ek het afgesak tot in die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Nou dis die gedeeltes van Jona wat ons waarskynlik die beste ken vanuit ons kinderdae van uit die kinderbybel, die vis wat sy Jona ingesluk het en hom dan weer op die ouende uitgespoeg het. Maar vanoggend se tema nood leer bid. So wat sou jy gedoen het as jy geweet het dat vandag die laaste dag van jou lewe is? Dat jy môre die son nie weer gaan sien opkom nie. Wat sou jy gedoen het? Die beste ding wat 'n mens in so 'n situasie sou doen is om te bid. Is om te sorg dat jou saak met die Here reg is. En dan al die ander goed wat jy in plek moet kry en al die ander verhoudinge wat jy moet regmaak, dat dit daarna sal volg. En dis presies wat die matrose op hierdie bootjie besig was om te doen terwyl hulle ondergaan. Hulle bid tot hulle afgode. En Jona, God se profeet, wat doen hy? Niks. Net mooi niks. En dit bring ons volgende by die eerste punt. Jona, hoekom bid jy nie? Die matrose val vir Jona aan en sê, Jona, bid asseblief tot jou God, bid soos ons ook, bid tot jou God, miskien sal hy ons op die ouene red uit hierdie doodsgevaar. En van Jona se kant kom daar geen reaksie nie. Hoekom nie? Wel, ek bespiegel nou maar, ek dink daar is moontlik 2 redes. En in hierdie 2 redes sal jy dalk ook iets van jouself raak sien, soos wat ek iets van myself daarin raak sien. Die eerste moontlike rede is hoekom Jona nie deelneem aan hierdie gebedsbijeenkoms nie, is dat Jona eintlik op hierdie stadium van sy lewe nie meer op speaking terms met God was nie. Hy het waarskynlik al vir 'n baie lang tyd weggedryf van God af. En dat hy op hierdie punt van sy lewe dink, hoekom sal God skielik nou iets doen om my te red? Hoekom, as ek nou na God gaan in my nood, hoekom sal hy nou iets doen? En vir 'n laaste gooi van die dobbelsteentjie, besluit hy, ek sal nou beheer neem van my situasie. En hy sê vir die matrose, gooi my oorboord, dan sal die storm bedaar. En miskien was dit een van sy laaste schemes. As die matrose my oorboord gooi en die storm bedaar, dan kan hy my weer oppik. Moet jy terugsit op die boot.
dan gaan ons al na Tarsus toe. En daar gaan ek voort met my weghol van God af en ons wel that ends well. En dat het waarskynlik op daai stadium dinge, weet jy wat, eerder op myself en my eie oplossing staat maak, as om op God te vertrou. Want ek weet nie, of God hom ooit nog aan my gaan steur nie. Klink so iets bekend? Of 'n ander moontlikheid. Jona is nou in die moeilikheid, maar hy het nie meer die moed om tot God te bid nie. Hy voel te skuldig. Hy voel te skaam om vir God in die oë te kyk. En ek dink, al sou ek in gebed na God gaan, God sal nie meer my gebed beantwoord nie, want God is kwaad vir my. God is besig om my te straf met hierdie storm, en ek verdien elke stukkie daarvan, en juist daarom sien ek nie kans om na God te gaan nie. Al wat nou nog oorbly, is om van hierdie probleem ontslae te raak. En die enigste manier om van hierdie probleem ontslae te raak, is om van hom wat Jona is, ontslae te raak. En dan sê hy, gooi my oorboord. Laat Gods water maar oor Gods akker loop. Want ek het geen hoop meer vir die toekoms nie. Ek het geen hoop meer dat omstandighede enigstens ooit sal verander nie. Ek is op die einde van my wegvlug van God af. Ek is in 'n doodloopstraat. Al wat nou oorbly is, sê ek hoe baie Vader is. Nou wie weet, miskien was jy ook al op daardie punt in jou lewe. Kan jy verstaan hoekom ek sê dat ons is almal maar eintlik op 'n manier soos Jona? Wanneer dit alles goed gaan met ons, dan vergeet ons om te bid. Ons het ons eie plannetjies wanneer ons in die moeilikheid is. Ons vertrou op ons geld, ons gesondheid, ons ervaring en dit wat ons kan self regkry. Maar wanneer die dokter slegte nuus gee, wanneer die bankrekening leeg raak, wanneer 'n verhouding verbrokkel of wanneer die storms onverwags toeslaan, dan sit ons eintlik met hierdie dilemma. Moet ek nou bid of moet ek nie bid nie? Of moet ek op die ouene maar net boedel oorgee en sê laat Gods water oor Gods akker loop? Want ek voel te skaam, te skuldig om God in die oë te kyk. En dis die wonder van God se onlogiese genade, dat die verhaal van Jona kon hier geëindig het. Maar toe gryp God in. Ten spyte van Jona, God kom en hy neem die inisiatief met sy onlogiese genade vir iemand soos Jona, en vir iemand soos ek en jy, en God stuur 'n groot vis om vir Jona aan te sluk. Voordat Jona in die vis beland het, het hy van God af weggehardloop. En nadat hy in die vis se maag beland het, hardloop hy na God in gebed na hom toe. Dis hoe God met ons werk. So die tweede punt vanoggend is, Jona, nou moet jy bid. Jona bevind hom nou skielik op 'n plek waar geen menslike hulp van enige aard hom ooit meer kan red nie. Jona 2 vers 1. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Hy is nou op 'n punt, niks of niemand kan hom help nie. En nou eers. Want dis die volgende punt 2.1, nood leer bid. Let op wanneer Jona begin bid. Nie toe God hom geroep het en gesê het, Jona, gaan na Ninive toe nie. Ook nie toe die storm begin het nie. Ook nie toe die matrose gebid het nie. Nie eens toe hulle vir Jona oorboord gegooi het nie. Hy bid eers wanneer hy totaal en al magteloos is. Want tot op hierdie punt het Jona gedink dat hy totaal in beheer is van sy eie lewe. Maar daar in die maag van die vis het hy besef, hy het geen meer beheer nie. Hy het geen plan B nie. Daar's geen uitweg meer nie. God bring hom op 'n plek waar sy eie vermoëns en sy eie plannetjies hom nie kan red nie. En is dit ongelukkig nie so
dat baie mense, en baie keer ons ook, kom eers werklik tot inkeer, wanneer hulle ontdek, ek kan self nie meer nie. Ek het uit idees gehardloop. My planne werk nie meer nie. Ek kan self nie meer nie. En soms laat God toe dat hierdie selfvertroue wat ons gehad het, dat ek self tot alles in staat is, dat hierdie selfvertroue verbrokkel, juis sodat ons geloof kan groei. Ons grootste probleem is dikwels nie ons swakheid nie. Ons grootste probleem is dikwels ons sterkte, dat ons dink, dat ons sterk genoeg is, en God nie nodig het nie. En dit bring ons by die volgende punt, die regte soort gebed. Ons lees daar, toe bid Jona daar binne in die vis, tot die Here sy God. So, stop die lorry, Jona, daar is sekere reëls aan gebed, wat jy moet bid. Weet jy wat dit is? Jona, het jy al hierdie kursus oor gebed deurloop? Weet jy dat as jy verkeerd bid, gaan God nie jou gebed verhoor nie. So jy beter sorg dat jy ten minste jou gebed ten minste aan die volgende vereistes voldoen, voordat dit 'n regte gebed kan wees. En gelukkig het Jona nie daardie memo gekry oor hierdie nonsens oor gebed nie. Want Jona se gebed wat hy bid, is uit nood gebore. Dit kom absoluut uit sy hart, uit sonder enige reëls van reg of verkeerd bid, want dis die essensie van opregte gebed uit die hart uit, sonder enige tierlantydjies van reg of verkeerd. Die regte soort gebed uit die hart uit. Dit bring ons by die volgende punt, gebedsverhoring. Hoor hoe begin Jona se gebed in vers 3. In my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek om hulp gevra, en u Here het my gehoor. Dan kan ons sê, hey Jona, hoek uit, stop hierdie lorry weer 'n bietjie. Hoor jy wat sê jy? Jona, jy's in die vis se maag, waar niks of niemand jou kan help nie. Sê vir my, hoe beskou jy dit as gebedsverhoring? Wat 'n soort hulp het jy van die Here gekry? Kyk waar jy nou, reg om verteer te word. En jy self noem dit, jy's diep in die doderyk. En jy noem dit hulp. Jy noem dit gebedsverhoring. Dan sê vers 3, sê Jona, Here, u het my in die diepte ingegooi. Hy volg dit nie op met sê, Here, waarom laat hy hierdie slegte dinge met 'n goeie mens soos ek gebeur nie? Wat het ek gedoen om dit te verdien nie? Nee. Want Jona het ergens langs tot die insig en besef gekom, uiteindelik, God het hom hier laat beland om hom te red. God het hom hier laat beland om hom te red, hoe onlogies dit ook al mag klink. Jona is in die vis omdat hy ongehoorsaam was. Maar die vis was nie alleen God se straf nie, maar dit was ook God se redding. Want as God nie op daardie dag vir Jona deur die vis gered het nie, sou hy verdrink het. Wat soos oordeel gelyk het, was eintlik genade. Totaal en al onlogiese genade. Want selfs daar in die vis het God hom nooit verlaat of afgeskryf nie. En dat Jona kon bid en besef, die Here hoor. Hy sê in vers 6, maar u Here my God het my van die dood gered. God het hom juis hier laat beland, sodat hy hom kon red van sy eie selfvernietigende pad. Hom kon red sodat hy weer in die regte verhouding met God kon kom, al was dit deur baie skades en skandes, sodat hy weer sy afhanklikheid van God kon besef, sodat hy weer met God kon connect deur gebed. Dis hoekom God hom daar laat bring het.
Dis hoekom hy sê vers 7. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom. Want dis presies wat die Here wou hê. Jona, dis nou tyd om te bid. Jona, ek is hier saam met jou. Jona, jou gebed gaan nie in hierdie vis bly vassteek nie. Dit is so dat ons baie keer dink, hoekom gebeur hierdie ding met my? Waarom laat God dit toe? Maar jare later, wanneer mens terugkyk, ontdek jy daardie waarheid. As hierdie gebeurtenisse hier plaasgevind het nie, as God nie toegelaat het dat dit met my gebeur nie, as God nie op daardie stadium my koers en rigting verander het nie, sou ek waarskynlik verder van God af weggedwaal het. Sou ek my eie koers ingeslaan het, maar God het 'n stokkie daarvoor gesteek. God het my koers verander. God het my op die ouende in hierdie donker dieptes laat beland, sodat ek op die ouende weer in 'n regte verhouding met hom kon kom. Want baie van God se stukkies genade kom in hierdie vreemde verpakking van onlogiese genade. Dit bring ons by die volgende punt, die redgebed. Die laaste vers van hoofstuk 2 sê, hulp kom net van die Here af. En toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Dit voltooi die sirkel wat hy in vers 2 begin het. In my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Dan sluit hy af, hulp kom net van die Here af. En op die ouende beveel die Here die vis om hom uit te spoeg. Hierdie gebed van Jona is eintlik die hoogtepunt van die hele verhaal van Jona. Jona ontdek iets. Ek kan myself nie red nie. Net God kan my red. En dis net uit genade dat God my red, ten spyte van wie en wat ek is. En dan lees ons dat God die vis beveel om Jona uit te spoeg. En God kom en hy red vir Jona op die regte tyd. Die regte tyd om dat die vis vir Jona insluk, die regte tyd dat die vis ook vir Jona uitspoeg. Nie 'n minuut vroeër nie 'n minuut later nie, altyd betyds die regte tyd, volgens God se beplanning. En dis iets wat Jona kon ervaar. Toe daar in die see val, op die regte tyd het God die vis gestuur. En toe hy dink hy gaan doodgaan binne in die vis, op die regte tyd het die vis hom uitgespoeg, volgens God se beplanning. So dit bring ons by die derde punt. Wat leer ons uit Jona se gebed? En dit is die goedertjies wat jy ergens moet vasknoop, en as jy jou pen gebring het, skryf dit maar neer in jou Bybel ook. Eerste ding wat ons uit Jona se gebed leer is, God gebruik storms om my nader aan hom te bring. Kyk, as ons moes kies, sou sê, Here, asseblief nie storms nie. Dis nou nie eintlik ons ding nie. Here, storms is nie lekker nie. Storms dowwe mens om. Maar God gebruik dit juis. Hy stuur dit baie keer oor ons lewe, juis omdat hy ons genadig is en ons wil red. Hy het ons te lief om ons te laat staan dat ons besig is om ons eie lewe te vernietig. Hy het ons te lief om ons te laat staan om verder en verder van hom af weg te dryf. En daarom skryf die Hebreërs skrywer in hoofstuk 12 vers 5 tot 6 as hy sê, moenie sommer tou opgooi as God jou op jou foute wys nie. As die Here iemand lief het, wys hy hom wat hy van hom verwag, al maak dit soms seer. Daarom tree God soms ook hard op teenoor sy kinders. Sy moet dit nie ligtelik opneem. As die Here 'n storm oor jou lewe stuur, die sien dit raak dat God besig is om vir jou nader aan hom te trek, juis omdat hy jou lief het.
Maar die tweede ding wat ons uit Jonas se gebed moet leer is, God hoor die gebed van elkeen wat bid. Selfs van 'n ongehoorsame mens. Selfs aan iemand wat soos die verlore seun op die ouene tussen die varke beland. Dit beteken dat niemand ooit te ver weg van God is, dat God hom nie sal hoor nie. Niemand is ooit te ver weg van God om terug te kom nie. Want die wonderlike waarheid van Jona 2 is nie dat Jona uiteindelik gebid het nie. Die wonderlike waarheid is dat God Jona se gebed gehoor het, geluister het, en ten spyte van wie en wat Jona is, nogtans iets aan sy benarde situasie gedoen het. Want sien, God wag nie dat mense volmaak moet word, of dat jy sondeloos moet wees nie. God wag nie vir die regte soort gebed, wat aan al die reëls, mensgemaakte reëls beantwoord nie, voordat hy antwoord nie. God luister. God luister na mense wat met berou en in afhanklikheid in hulle nood na hom toe roep, met 'n gebed wat uit die hart uit kom. Daarom die belofte van Jesaja 42 vers 3. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. En Jesus sê self in Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Dis God se hart vir my en vir jou. Dis God se hart vir enige een wat ergens langs die pad van hom af weggedwaal het, soos die verlore seun. Dis 'n Vader wat wag met oop arms. En daarom behoort gebed gelowige se eerste opsie te wees en nie jou laaste uitweg nie. Behoort jou eerste opsie te wees, nie jou laaste uitweg nie. Maar, nog 'n punt, daar's geen plek wat 'n donker vir God is nie. Selfs uit die donker dieptes waarin Jona hom bevind, hy beskou homself dat hy in die vissebaag in die doderyk is. Selfs in hierdie donker dieptes bereik Jona se gebed die hemel. Daar is geen situasie waarin jy jou kan bevind, geen donker diepte waarin jy bevind, dat God nie sal hoor, of dat God nie na jou sal wil luister nie. God staan altyd gereed om te luister en te help. Daarom sê Psalm 130 vers 1 tot 2 uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. En die laaste punt wat jy moet leer uit Jona se gebed is, hou vas aan God se beloftes. Wanneer alles so donker rondom Jona is, hy is letterlik vasgekeer, geen hulp van enige kant naby, wat doen hy? Hy hou vas aan dit wat hy reeds van God weet. En hy bid, en as jy mooi gekyk het na sy gebed, bid hy die psalms. Baie van daardie gedeeltes wat hy daarso kom amper woord vir woord, net so uit die psalms. Hy hou vas aan dit wat hy van God geleer het, en wat hy van God weet, vanuit God se woord, vanuit die psalms. En daarom in donker tye, maar jy die staat maak op jou gevoelens nie. Wanneer alles in jou rondom jou mekaar val, hou vas aan wat God in sy woord vir jou sê. Hou vas aan dit wat God beloof in sy woord. En daarom moedig ek julle so aan om julle Bybels te bring en julle penne saam te bring en dit te onderstreep en aantekeninge te maak, want ken jou Bybel, leer teksversies soos wat ons tog aan ons kinderdae in die sonnaskool geleer het, want dit is baie keer dit wat jou deur donker
dieptes dra. Die psalms en gesange wat ons geleer sing het toe ons kinders was, wat ons nou nog sing, dis dit wat wanneer mens in die donker dieptes is, wat na vore kom, en 'n refrein in jou kop word, waar jy op die ouend soos Paulus en Silas daar in die tronk lofliedere tot eer van God kan sing, omdat dit is wat jou daardeur dra, God se woord, ook in musiek. Daarom sê God in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En dis wat Jona op die harde manier moes leer. Ons sê maklik, ja, noodleer bid. Nee, dis nie eintlik die volle waarheid nie. Die volle waarheid is, noodleer dat redding van God alleen kom. Noodleer dat redding van God alleen kom. Wanneer die storms van die lewe woed, en dit voel asof jy in jou eie vis se maag vasgevang is, dan wil ek jou aanmoedig en sê, gaan lees weer Jona veral hoofstuk 2. En sê dan saam met Jona vanuit jou vis se maag, hulp kom net van die Here af. Hulp kom net van die Here af. Want die God wat Jona se gebed gehoor het, hoor ook vandag jou en my hulp geroep as ons hom aanroep. Dis dieselfde God van Jona. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.